Weer eens welkom. Ek is Petrus en hier praat ons mos net die waarheid. En vanaand bietjie ander onderwerp. Het God gesê. En julle gaan nou sien hoekom ek so sê. Want so maklik kan die twyfel insluip. Ons is in die sonde gebore as mens. Ons het 'n sondige natuur. En hierdie sondige natuur neig altyd na die verkeerde. En ons het 'n verlosser nodig. Ons het regtig Jesus Christus se verlossing nodig. En onsself kan ons kan nie onsself red nie. Want ons as mens het net nie daai autoriteit nie. Jesus Christus was sonder sonde en hy is vir ons geoffer. En dis hoekom hy die volmaakte offer is. Die volmaakte offer gebring het voor God die Vader, sodat ons gered kan word. Daar in Romeine 3 vers 23 sê hy, ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar in 1 Johannes 1 vers 9 sê hy, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig, om ons van ons sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Maar die Satan het van die begin af twyfel probeer saai. Daar in die tuin van Eden het hy met Eva al begin. En hy het daar 'n vraag gevra. Het God gesê dat julle van geen boom in die tuin mag eet nie? En deur daardie vraag het hy twyfel gesaai. En op die einde van die dag, as julle gaan lees, in Genesis 3, het Eva gesondig. Hy het vir Jesus geversoek in Matteus 4, waar hy ook vir Jesus 3 maal versoek het. Maar ek gaan net een aanhaal, waar Jesus op die dak van die tempel gevat het, die tempelse dak, en vir hom gesê het, as hy die seun van God is, werp u neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, om u op die hande te dra, sodat u voet nie miskien teen 'n klip sal stamp nie. Maar as jy gaan kyk in Psalm 91, vers 11 en 12, dan staan daar geskrywe, dat hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou op die hande te dra, sodat jy jou voet teen geen klip sal stamp nie. So dit is die Satan se hele idee, om ons te laat begin twyfel. Dan gooi hy 'n woordjie of 2 in, wat nie regtig daar is nie, of hy verdraai hom net so bietjie. Dit laat my dink aan die nuwe vertalings van die woord van God, waar daar so baie verdraaiings en vervalsings is, goed wat weggelaat word, wat eintlik vir ons as kind van God belangrik is. Maar ja, dit is vir 'n ander dag. Dan twyfel ons in God se woord, dan lees ons dit nie. Ons twyfel in sy autoriteit. Dan dink ons nee, maar ons is beter. Ons kan ons beter doen. Ons kan beter dinge dink. Ons twyfel in die plan wat hy vir ons het, die volmaakte plan. Dan wil ons nie oorgee aan hom nie. Dan maak ons eintlik die Here se hart seer. En die probleem is, hoekom ons twyfel is omdat ons die woord van God nie ken nie. Ons lees nie die woord van God nie. Ons spandeer nie tyd in sy woord nie. Met ander woorde, dan kan ons dit nie ken nie. Dan as daar moeilikheid kom, dan is ons vinnig om 'n skietgebedjie op te sê, né? As ons stres, as ons siek is, of as die finansiële probleme kom, dan kan ons vinnig na God die Vader gaan, asseblief help hier, asseblief help daar. Maar ons dink nie daaraan, ons het nooit tyd gehad vir hom, voor dit nie. Prediker het eendag 'n mooi ding gesê, van ons moet nie net die binnekant van die brood eet nie, maar ook die korsie. En dit beteken, as ons die woord van God lees, moet ons alles lees. Nie net die mooi beloftes wat hy maak vir ons nie, maar ook
die voorwaardes lees van die beloftes. Lees die hele woord. En dan sal dit met ons goed gaan. Dit bring my by Openbaring 1 vers 3, waar hy ook sê, salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. En dit is regtig so, die tyd is regtig naby. Daar is nie tyd om mee te verspeel nie. Daar is nie tyd om kerk te speel, of maar net aan te gaan soos ons aangaan nie. Ons moet regtig ons saak met die Here regmaak. Ek wil vir ons gou 'n ander gedeelte, dit val my nou by wat ek gemis het, Titus 3. Ek wil dit graag vir ons lees, waar hy sê dit is hoe hy vandag nog ons mislei. Laat ek net vir julle gou daai stukkie lees. Titus 3, vers 9 tot 11. Maar vir my dwaase stryd vra, en slagregisters, en twis, en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek na die eerste of tweede vermaning, wetende dat so iemand op die verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Hoeveel keer het julle dit al teëgekom, dat iemand met jou 'n stryd vir 'n wisseling wil ondergaan met die woord van God? Dan moet jy om hierdie ding antwoord, of jy moet om daardie ding antwoord, of hoekom is dit nie so nie? Dit moet nie so wees nie. Die Here wil nie hê dat ons moet in stryery betrokke raak met sy woord nie. Ons moet doen dit wat hy wil hê ons moet doen. En ek nooi julle uit, as julle enigsins nog nie julle lewe met die Here reggemaak het nie, haas julle hierdie oomblik om dit te doen. Moenie uitstel nie, moenie julle hart verhard nie, want die Here wag. Hy wag om ons te ontvang. Bely julle sondes en laat staan dit. En die Here is getrou om julle sy kind te maak. So bly in die waarheid en blessings.